Wees welkom om saam met my na Johannes 3 toe te blaai. Ons gaan 'n oomblik daarin spandeer, maar miskien voordat ons in Johannes 3 lees net sê waarmee ons besig is. Ons is besig met 'n reeks en ons gaan in die volgende weke gaan ons hiermee besig bly. Ons gaan selfs in die vakansietyd en daarin ingaan. En ek het beleef net in hierdie tyd van Heilige Gees temas in die kerk het ons nodig om terug te keer na iets wat sin maak en wat prakties is en verstaanbaar is. En ons kon nie aan 'n beter manier dink as om terug te keer na hierdie reeks, die geesvervulde lewe, wat ons baie jare gelede hier bedien het ook, as 'n reminder, as 'n goeie reminder van wat die Gees van die Here wil doen in ons lewens en hoe die Gees werk, en die wete, miskien 'n ontdekking dat ons dikwels sukkel om die Gees van God se karakter te lees en sy werk toe te pas in ons lewens. Nou ek wil net iets vir myself uitsorteer hier, dit pla my al heel oggend, is hierdie boot wat agtertoe vaar, en kan ons 'n oomblik net skep hier aan orde. Ek weet nie wat lyk snaaks hier nie, maar hy kan eerder vorentoe vaar. Sal dit werk vir meeste van julle? Goed, miskien wil hy anders ontstaan ook. Ek dink dis 'n ander deel van die probleem. En beter lyk. Sal dit help? Goed. As dit ding nie reg staan nie, apply met my aanbidding afgetrek, hy boot. Maar goed, daar gaan ons in die regte rigting, ons vaar nou vorentoe. Ons gaan volgende bietjie gesels hieroor, maar meer daarvan in die volgende paar minute. Die geesvervulde lewe, ons het 2 weke gelede het ons gesels oor die enigste faktor in ons geeslewens wat, as ons hierdie metafoor wil gebruik, die seiljag of die seilboot as jy wil, wat van buite af inspel in ons lewens in, en die boodskap was in wese gewees dat daar's net een element, daar's net een realiteit, daar's net een faktor buite my innerlike wêreld waarin ek hoef ag te gee om in die Gees te wandel, en dis die Heilige Gees. Wat dit beteken is, ek het nie nodig om mense se reaksies te lees nie, ek het nie nodig om die stock exchange se opklim en val te lees nie, ek het nie nodig om te luister na wat ander prominente stemme sê nie, ek het nie nodig om te voel of dit vanoggend te koud is om kerk toe te kom, of te warm gaan vanmiddag wees vir die enigste faktor buite my interne wêreld en my deelname en my gehoorsaamheid en my verantwoordelikheid is die Heilige Gees. En dis die wind op die seiljag. Die enigste faktor buite wat belangrik is om van kennis te neem is die wind. Die water is daar, die geleentheid is daar. Dis net die wind. Dis net die wind is die enigste buitefaktor. En ons tema was gewees 2 weke gelede was wind awareness. Wind awareness. Hoe kan ek bewus wees van die wind en wat doen die wind en wat lees ek? Want Jesus sê dit is nodig om te verstaan dat die wind 'n rol speel, en as ons nie bewus is van die wind nie, sal ons die koninkryk van God net dood eenvoudig nie beleef in ons lewens nie. Hoe ons die koninkryk van God begin beleef na wedergeboorte is deur die wind te lees. Nou voor ons aangaan met 'n klomp feite wat ek volgens wil gee, 'n bietjie konteks aan skep, en jy slaap by Johannes 3 oop, dis daar wat Jesus met Nikodemus werk, met Nikodemus gesels. 'n insiggewende stuk leeswerk, jy kan weet self daar deurlees. Ons gaan min of meer by een vers vanoggend vashak. Ek kan daardie storie jou eie maak, want dit is 'n sterk vertrekpunt en fundament vir ons oortuigings dat wedergeboorte die enigste manier is om in hierdie koninkryk in te stap. Ek beland nie daar nie. Niemand beland in die koninkryk van God nie. Mense word nie wedergebore toevallig nie. Weet iemand het gesê, ek dink is Pierre Leroux wat jare gelede gesê het is jy kan gaan probeer, jy kan vir die volgende 10 jaar elke aand langs jou fort in die garage slaap. Gaan slaap daar langs hom elke aand. Jy gaan nie 'n fort word nie. Dis 'n gegewe, dis bewys. Jy kan nie, dis nie hoe mense fort word of wat ook al daar staan nie. Jy word nie 'n gelowige omdat jy uithang op sekere plekke nie. Baie gelowiges sukkel met die idee dat ek wil deel wees van die koninkryk van die Here en ek wil God beleef en ek wil my geloof geaktiveer hê, maar ek het nooit wedergeboorte gekies nie. Jy weet, want ek het nooit iets dergeliks verkeerd gedoen nie. As daar een of ander uitsluiting vir mense is uit wedergeboorte wat nie iets dergeliks verkeerd hoef te doen nie, en dan is ek gevrywaar van die proses van wedergeboorte, sou dit veral gegeld het vir Nikodemus. En dis hoekom hierdie storie so noemenswaardig is. Hierdie storie kry sy noemenswaardigheid daarvandaan dat God hier, of Jesus hier gesprek het met 'n priester, nie enige priester nie, 'n hoëpriester, en nie net enige hoëpriester nie, want daar was 'n paar van hulle deur seisoene gewees, 'n geliefde een, wat eintlik beteken een wat geweet het wat hy doen.
So Jesus het 'n gesprek hier met 'n geestelike leier wat veral punte gewen het onder die volk in hoe hy sy priesterskap uitgeleef het. Hy het die priesterlike amp behoorlik bekleë. En dis hoekom die woord sê hy was geliefd geweest onder die mense. Goed, so hy het al die punte gewen en 10 uit 10 gekry op al die score charts vir priester wees. Dis 'n man wat sy lewe toegewyd was, wat geen bedrog in hom gehad het nie. Dis 'n man wat die pad reg het gestap het. Dis 'n man wat die volk goedgekeur het en gesê het, "Wie is jy ons geestelike leier?" Daardie man, praat van 'n ou wat in die aand langs die fort slaap, het nodig gehad om te hoor, as jy nie wedergebore word nie, Nikodemus, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Here, dis moontlik, hoe moet ek weergebore word? Nikodemus, as jy nie uit water en gees gebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie eers sien nie. Nie eers sien nie. Goed, ons praat nie eens van ingaan nie. En Jesus verwys hier na Moses, wat op pad is met die volk na die beloofde land toe, en dit net sien. Dit net sien. En dan sterf hy. Hy het dit nie in besit geneem nie. Hy sê, jy sal dit nie eers sien nie. Hy sê, selfs in Moses was daar 'n wind awareness. Selfs Moses was bewus gewees dat die gees van God op fenominale maniere bonatuurlik werk. En Moses het dit net gesien. Hy het nie eens ingegaan nie. Dis is die prentjies wat Jesus hier met hierdie hoëpriester wat die Ou Testament uit sy kop uitken, mee werk. Dis die metafore. En dan gaan Jesus aan, en dis waar ons opvang vanoggend in Johannes 1, Johannes 3, en hy sê vir hom vers 7, hy sê, moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weergebore word nie. Enige iemand wat die geestelike lewe aanhang en najag en belangstel in Christendom moet hieroor regtig nie verwonderd wees nie. En baie gelowiges, te veel gelowiges is verwonderd hieroor. Ek sê dit met respek, want ek verstaan waar elkeen van ons vandaan kom. Ons kerkagtergronde het ons nie altyd hiervoor voorberei nie. Maar Nikodemus se kerkagtergrond ook nie. Nikodemus se kerkagtergrond, en hy was primêr verantwoordelik daarvoor, Nikodemus se kerkwêreld het hom nie voorberei vir die gesprek van wedergeboorte nie. En Jesus het nodig om vir hierdie man, wat sy lewe in die kerk spandeer, te sê, jy moenie te verbaas lyk nie. Moenie verbaas wees nie. Goed, want dit is wat die evangelie ons leer, en is wat die hele Bybel ons leer, is geen mens op sy eie gaan dit maak nie. As jy belangstel hierin, moet jy 'n nuwe skepsel word, jy moet kan getuig, dat alles in jou oorgeskape is, deur wedergeboorte. En dan vers 8, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore word. En Nikodemus is nog steeds verwonderd. Hy sê, Here, hoe kan hierdie dinge gebeur? Vers 9. En Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet nie hierdie dinge nie? Sien, dis wat gebeur in godsdiens. In godsdiens, in ons eenvoudige, bekende, algemene kerkverwantskap, het ons beland waar Nikodemus beland, en Nikodemus is verbaas dat wedergeboorte 'n voorvereiste is vir die koninkryk van God om te kom in ons lewens. En wat vir my baie interessant is, wat ek vanoggend wil uitlig, en dit lei ons na ons volgende tema toe, is dat Jesus vir Nikodemus, nadat hy van wedergeboorte praat, en met ander woorde, nadat Jesus vir Nikodemus sê, Nikodemus, jy moet wedergebore word. Nou wat is wedergeboorte? Ons sien dit ook hier binne-in. Wedergeboorte is om gered te word, en om gehoorsaam te wees deur die doopwater en die gees te ontvang. Goed, dis wedergeboorte. Want wat Jesus volgende met Nikodemus oor praat, het al drie daai goed nodig. Goed, dis een van die 3 maniere uit hierdie gedeelte wat ons weet, dis wat wedergeboorte is. So Nikodemus self het tot bekering gekom, Nikodemus self het Jesus in die donker gaan soek, en hy vind Jesus, en hy bely, hy is die seun van God, bekering. Nikodemus self hoor, nou is dit water en gees. As nog 'n manier om hierdie gedeelte te lees, as jy wil, jy kan dit ook hierin lees, is Jesus sê vir hom, jy moet uit water en gees gebore word. Met ander woorde, jy moet uit 'n vrou gebore word, en jy moet uit die gees weer gebore word. Dis nog 'n manier om te beleef. Dit elimineer nie die eerste gedagte, dat Nikodemus tot bekering moes kom, nadat hy baie jare die hoëpriester was. En dan moet hoor, water en gees. Wanneer Jesus die groot gebod gee, sê hy, bring hulle tot bekering, doop hulle, en laat hulle die gees ontvang. Handelinge 2, Petrus het klaar gepreek. Broers, ons het gehoor wat julle gepreek het, ons is diep in die harte gesny deur die waarheid. Wat moet ons nou doen? En die apostels het geantwoord, bekeer julle, doop julle, en ontvang Heilige Gees. Wedergeboorte. Dis die boodskap van wedergeboorte. Bekeer julle, doop julle, ontvang Heilige Gees. Jy sal daai 3 goed nooit op 'n ander manier kry of omgedraai kry. Hulle draai nie lekker om nie.
Nergens in die Bybel sal jy dit sien nie. Moses kom in Egipte land en hy sê vir die Israeliete, bekeer julle, pak julle tasse, smeer die bloed aan die deure en word gered. Bekering. En dan doen hulle. En die volgende dag dan trek hulle tot by die doopwater en hy sê, julle kan nie teruggaan, julle moet deurgaan. Hulle sê, ons kan nie deurgaan nie, ons gaan verdrink. Dis 'n groot teologiese kwessie vir meeste gelowiges. Hoe moet ons deur die doopwater? Dis 'n onmoontlikheid vir die volk om deur die oseaan te gaan. En die Here sê, ek sal dit laat gebeur. En hulle trek 2, eerstens bekering, 2 deur die doopwater en derdens in die woestyn ontvang die Heilige Gees. Waar staan dit? Wat is die 2 elemente van die Heilige Gees in die Nuwe Testament? Hoe lyk dit wanneer die Nuwe Testament die Gees uitgestort word? Tonge van vuur in die eerste plek. En wat sê Jesus? Wat sal die Gees kom doen in julle binneste? Strome van lewende water. Water en vuur. Toe hulle deur die Rooi See trek, aan die ander kant sê die Here, staan stil, ek wil vir julle 'n wonder doen voor julle oë, wat julle sal behou vir al julle daar in die woestyn. 'n Wolkkolom in die dag, water, en 'n vuurkolom in die nag, vuur. Waar? Interessant, bo kan julle koppe. Goed, as dit nie vir jou profeties is van wat Handelinge 2 gebeur nie, dan is die woord nie vir jou profeties nie. 'n Vuurkolom bo kan julle koppe. Goed, dis wat gebeur daar. Die Egipteland storie word 'n bekeringsverhaal. Dis die elemente waaruit ons tot bekering kom in die Nuwe Testament. Dis hoe God geloof aktiveer deur Abraham reg deur die woestyn tot in die Nuwe Testament. En dan lees ons in Hebreërs, Abraham is ons vader van geloof. Sien, God se woord kom met 'n goue lyn dwars deur die Bybel. Dis alles dieselfde boodskap. Nou hier is interessant, nadat Jesus vir Nikodemus sê bekering en doop en vervulling met die Gees, Nikodemus, jy moet wedergebore word. Daai 3 goed moet gebeur in jou lewe. Dan sê hy vir hom, wat is die volgende vers te hanteer in vers 7 en 8? Hy sê, moenie verbaas wees dat ek hierdie goed vir jou sê nie, die wind is die volgende tema. En ek hoop hierdie help jou vanoggend, want mense kies Jesus Christus en dit is so wonderlik om deel te wees van mense wat uiteindelik in hulle lewens hoor wat Jesus vir Nikodemus sê. Dit is so wonderlik dat ons almal maar Nikodemusse is deur ons kerkgeskiedenis. Lank in die kerk gewees, ons is gekerk hier in Suid-Afrika en dan op 'n dag in ons lewens moet ons hoor, moenie verbaas wees dat jy moet wedergeboorte beleef nie. En dan reageer ons in baie gevalle gehoorsaam aan daardie woord soos in Handelinge 2 en ons kom tot bekering en ons word gedoop en ons ontvang die Heilige Gees. Wanneer ons uit die doopwater uitkom, ons bid vir mense as hulle uit die doopwater kom, soos Jesus, ontvang die Gees. En dis nie 'n gegewe dat jy daar vir iemand moet bid nie, maar Jesus het die Gees ontvang toe uit die doopwater kom. En Jesus is ons voorbeeld. Nie ander mense se stories nie, Jesus is ons voorbeeld. Goed, Jesus ontvang die Heilige Gees se uitstorting die oomblik as hy die doopwater uitkom. En die teken dat hy die uitstorting ontvang het, is hierdie teken. Sy bediening het onmiddellik begin. Hy het onmiddellik begin bedien. Hy het onmiddellik 'n ingesteldheid gekry vir die werk van God in sy lewe en die wil van God se lewe. En die Vader se stem gehoor, nê. Skielik is daai kanaal ook daar. Die eerste keer lees ons dat hy die Vader se stem hoor toe hy 30 jaar oud is. Hy was bewus van die Vader se missie. Hy het geweet wat die Vader se opdrag is. Hy het geweet waar hy vandaan kom, maar toe hy 30 is en uit die doopwater uitstap, hoor hy sy Vader se stem. Luisterryke woorde uit die luisterryke heerlikheid uit, sê 2 Petrus 1, nê. Luisterryke heerlikheid. Die hemele bo jou is nie net om die wolke te hou nie. Die hemele bo jou is 'n luisterryke heerlikheid. 2 Petrus 1 praat daarvan vanaf vers 17. Petrus skryf baie jare daarna, wat het gebeur toe Jesus gedoop word? Toe Jesus gedoop word en uit die water uitkom, het die hemele oopgegaan en uit die luisterryke heerlikheid het woorde gekom wat gesê het, hierdie is my geliefde seun, in hom het ek 'n welbehae. Petrus skryf dit in 2 Petrus 1, baie jare nadat Jesus terug hemel toe is. En dan sê hy aan die einde van daardie vers, en hier is die uitnodiging vir jou, nadat jy wedergeboorte beleef het, en dan sê hy, en so is eer en heerlikheid by sy lewe bygevoeg. 2 Petrus 1, hoor mooi wat sê 2 Petrus 1. Petrus sê, toe Jesus uit die doopwater uitkom, het hy uit die luisterryke heerlikheid, die regte vertaling daar uit die Grieks uit sou eerder geklink het soos volg. It was a kingly opinion. A kingly opinion. He heard the opinion of the king. Dis die Griekse woorde wat daar gebruik word. Die luisterryke heerlikheid, interessante Afrikaanse woord, nee. Luisterryk beteken it's worth listening to. Luisterryk. Heerlikheid is eintlik 'n verwysing na boontoe. Nee, 'n koning se opinie uit die hemel uit. Het hy skielik gehoor nadat hy gedoop is. Jy sien, wanneer ons uit die doopwater uitkom en die Heilige Gees kom vervul ons, word ons ore oop vir 'n koning se opinie oor jou lewe. Is dit nie wonderlik nie?
Skielik het die koning se opinie hoorbaar geword in Jesus se ore. En wat beteken dit? Hoekom is dit so belangrik? Petrus sê daar, en so was eer en heerlikheid bygevoeg in sy lewe. Jesus is nie gebore met al die eer en heerlikheid wat hy moes gehad het nie. Selfs nie as Jesus nie. Jesus moes gedoop word. Jesus moes die Heilige Gees se uitstorting ontvang, alhoewel hy die Gees van God gehad het, moes hy die uitstorting van die Heilige Gees beleef. Daar's 'n verskil. Baie mense wonder wat is die verskil? Die Gees van God en die uitstorting van die Heilige Gees. Die Gees van God werk selfs in sondaars. Ons sien dat die Gees van God in Farao, die afvallige heidense koning of Farao in Egipte, ons sien dat die Gees van God in Farao gewerk het. Ons sien dat die Gees van God in Kain gewerk het. Kain. Ons sien dat die Gees van God in allerhande bose en heidense konings en mense se lewens gewerk het. Die Gees van God kan enige plek werk. Die Gees van God kan in 'n donkie werk. Dit beteken nie die donkie was geesvervuld nie. Groot verskil. Die donkie was nie geesvervuld nie. Goed, die donkie het nie 'n bekeringsoomblik en wedergeboorte beleef nie. God se Gees kan in enige plek werk. Jy gaan eendag aan die einde van jou lewe of in die wederkoms van Jesus Christus sien hoe die Gees van God in veldgras en boomstamme werk. Dis in die Bybel. Die woord sê, die grasse van die veld sal buig voor hom en die bome sal hom verheerlik. As donkies dit kan doen, God se Gees is nie beperk waar dit sal werk nie. God se Gees kan in enige iets werk. Jy dink dis erg want grasse en bome leef ten minste as 'n lewe. Wat van klippe? Wat van klippe? Die woord sê, in daardie dae sal die klippe uitroep, as jy nie uitroep nie. God sê, as ek jou nie kan gebruik nie, as jy harder as 'n klip is, sal ek vir wys hoe sag en hoe gehoorsaam 'n klip is aan die Gees van God. Dis 'n waarskuwing. Die woord van die Here sê, as jy nie uitroep nie, sal ek die klippe laat uitroep, maar my Gees sal my wil laat geskied. Die klippe. Daar's niks wat die Gees van God nie kan werk nie. Die feit dat die Gees van God werk, beteken nie iemand is geesvervuld nie. Die Gees van God het in Jesus gewerk toe hy 12 jaar oud was en die Fariseërs en die skrifgeleerdes geleer het in die tempel. Maar hy was nog nie geesvervuld nie. Jesus is 30 jaar oud, maar wanneer die Heilige Gees hom kom vervul, wat beteken vervulling? Vervulling beteken twee goed wat jy onmiddellik sal sien daar gebeur. Dis nie moeilik om te verstaan wat dit gebeur nie. Die Gees van God kan deur enigiemand werk en deur enige iets werk. Die Gees van God is magtig. Die Gees van God werk deur wind. Lewe wind? Nee. Wind is 'n wetenskaplike element wat ons mee te doen het hele dag en elke dag. Maar die Gees werk deur die wind. In Genesis 1 vers 3 en bring orde in chaos. Die Gees kan deur enigiets werk. Goed, so Gees is nie beperk net tot goed wat lewe nie. Die Gees van God kan deur enigiets werk. Maar geesvervulling, Heilige Geesvervulling of die uitstorting van die Heilige Gees is die aandoening van krag en die manifestasie van gawes. Krag en gawes. Krag en gawes. Die profeet Jesaja profeteer dat wanneer die Gees oor julle kom, sal julle in vreemde tale spreek en gawes ontvang. Heilige Gees gawes ontvang, geskenke ontvang. Die Gees wat gawes gee sal kom, is nog 'n profesie. So die Gees se koms in ons lewens bring gawes en krag of krag en gawes. En daarom sien ons dat Jesus sy eerste wonderwerk doen na hy vervul is met die Heilige Gees. Die Gees van God het deur hom gewerk, maar Jesus neem deel deur sy eie gesag aan die eerste wonderwerke na hy vervul is met die Heilige Gees. Dis wat die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees se uitstorting in ons lewens beteken nie God se Gees het nog nooit jou aandag getrek nie. Dit beteken nie jy het nog nooit iets van God se Gees beleef nie. Dit beteken nie jy was nog nooit bewus dat die Here is nou hier nie. Dis nie wat Heilige Gees vervulling beteken nie. Dit beteken die Gees van God werk. Dis al wat dit beteken. Die Gees van God werk. Enige sondaar kan hier in hierdie kerk instap en saam met ons kom aanbid en beleef die Here is hier. Beteken dat hy is geesvervuld? Nee. Geesvervuld beteken krag en gawes. Wanneer die Gees oor ons kom, sal ons in krag begin werk, in krag begin deelneem, in die lyn van ons gawes. En miskien is jou gawe die gawe van genesing, jy het 'n inklinasie, 'n gevoel, 'n aantrekking, 'n liefde, om mense te bedien en uit te reik na mense wat siek is. Wanneer mense siek is, wil jy net daar wees. Wanneer mense siek is, het jy skielik hierdie compassion. Wanneer mense siek is, wil jy hoor hoe dit gaan. Wanneer mense siek is, wil jy deel wees van die kerk se gebedsgroep en seker maak dit gaan goed met hulle. Wat is dit? Dis 'n bediening, 'n gawe vir genesing. Goed, die Here sê, ek wil net vir jou die gawe gee nie, ek wil die krag deur jou uitstort. En nou ontdek ons met ter tyd, wanneer ek gaan bid vir daardie mense, baie dikwels
gebeur 'n wonderwerk. Krag en gawes. Jy sien, dit is iets anders as die Gees werk. Die Heilige Gees werk enige plek. Die Heilige Gees gaan eendag aan rotse en klippe werk. Die Heilige Gees gaan deur bome en grasse werk. Die Heilige Gees werk deur diere. Nie net een keer, nie net 'n donkie nie, verskeie kere in die Bybel sien ons dat God so werk. As jy gaan lees wat Dawid skryf en van die oorloë se rapporte is, dan sal jy sien dat God selfs deur die krag van perde kon gewerk het. Dat die Gees van die Here God se wil gedoen het deur swerms perdebye. Jy het Ou Testament al gelees? Deur swerms perdebye wat die vyand takel en hulle terugdwing en hulle mekaar begin uitmoor omdat die perdebye hulle moeilikheid gegee het. Daar's geen plek wat God se Gees kan werk nie. God se Gees maak seker God se wil gebeur. Punt. Maak nie saak wat nie. God se Gees maak seker God se wil gebeur. Punt. Maar dit maak my en jou nie deel van geesvervulling nie. Heilige Geesvervulling, deel van ons wedergeboorte, beteken ek begin deelneem saam met die Gees van die Here in lyn met God se wil, in krag in die lyn van my gawes. Nou hierdie is baie belangrik nou en dis wat ek vir jou probeer sê. Wanneer Jesus vir Nikodemus sê wedergeboorte, Nikodemus wedergeboorte, verstaan jy wedergeboorte? Jy sal die koninkryk van God nie sien as jy nie wedergebore word nie. En nou antwoord Jesus ook die 4de komponent van hierdie gesprek. Bekering, doop, vervulling met die Heilige Gees en wat ons laasweek begin het, 2 weke terug by begin het, wind awareness. Nou sê hy die eerste volgende woord, en ek wil dit vir jou sê vanoggend, jy moet verstaan, nadat jy ja gesê het, soos baie mense vir wedergeboorte en tot gehoorsaamheid te kom het, en bekeer het, en jy's gedoop in die water na jou bekering, en die Heilige Gees ontvang, wat nou? Baie mense vra nou, wat nou? Nou het ek het beleef, en die gaan ek aan met my lewe, ek het die blokkies afgetik, en ek gaan met my lewe, en geweldig baie gelowiges verval daar in stagnasie. Ons het 2 weke terug die term stagnasie begin gebruik. Stagnasie is 'n term wat in seilvaart of in seiljagte gebruik word. Stagnasie beteken dat dit lyk of die wind beweeg, maar die boot gaan staan stil. Want die windbeweging weerskant van die seile is nie dieselfde nie. Wie van julle het julle boekmerkies nog hier? Goed, wat is hierdie? Is nie 'n boekmerkie nie. Goed, is 'n telltale. Goed, die telltale is weerskante van die seil vasgeheg en die telltale sê dat as hierdie goed op dieselfde vlak beweeg, voor en agter die seil, dan beteken dat die boot gaan vorentoe. Maar wanneer een van hierdie goed begin wapper, met ander woorde, in die kerk gaan dit fantasties met my aanbiddingslewe, maar by die huis gaan dit vrot, dan noem hulle dit stagnasie. Wat is stagnasie? Stagnasie beteken die boot gaan staan stil. Nee, stagnant. Dit gaan staan stil. Die boot is besig om spoed te verloor. Alles gaan stil staan. Die wind kan waai, laat dit klap. Nee, dit kan vreeslik wees. Die wind kan vreeslik waai, maar die boot kan stil staan binne daai wind met al sy seile op. As hierdie goed nie weerskante van die seil teen dieselfde lyn lê nie. En dit beteken dat in my geestelike lewe en in my privaat lewe moet die wind dieselfde waai, dan sal ek vorentoe beweeg. Ons gaan vanoggend weer daar draai maak. Goed, wind awareness. En Jesus sê vir Nikodemus, wat jy nou gaan moet leer as jy die koninkryk van God wil inkom, is om die wind te begin dophou in die eerste plek en vanoggend is om na jou seile te begin kyk. Goed. So die werking van die Heilige Gees, die innooi van die Heilige Gees en die deelneem aan die Heilige Gees is noodwendig die volgende stap. Bekeer, doop, ontvang die Gees. Nommer 4, neem deel. Neem deel, en dis wat Jesus nou mee besig is. Nikodemus, well done, jy het tot bekering gekom, jy het bely ek is die seun van God. Nikodemus, nou moet jy gedoop word en die Gees ontvang. En dan Nikodemus moet jy die wind begin lees. Jy moet die wind lees. En Nikodemus, jy sal agterkom dat almal wat deur die Gees van God se vervul is dieselfde. En ons het laasweek gesê of 2 weke terug gesê, Jesus sê nie daar Nikodemus, almal wat deur die Gees vervuld is, weet nie waar die wind vandaan kom en weet nie waarheen hy gaan nie. Dit lyk in die Afrikaans so. Wat Jesus vir Nikodemus sê, Nikodemus, vir jou is almal wat vol van die Gees is net soos die wind. Jy kyk na hulle lewens en jy weet nie waarmee hulle besig is nie. Dis 'n wonderlike manier wat Jesus dit sê, want dit is presies hoe dit is vir mense wat nie vervul is met die Gees nie. Mense wat nie die Heilige Gees ontvang het na bekering nie, kyk na mense wat se lewensgees vervuld is en sê, wat's hierdie? Waar reageer jy nou? Waarom wil jy nou bid? Waarom wil jy nou hande oplê? Waarom wil jy nou getuig? Waarom wil jy nou deelneem? Waarom moet ons nou in die woord uitkom? Moet ons nou praat oor Sondag se preek? Waarom wil jy nou weer praat oor die dinge van die Here? Dis wat Nikodemus mee sukkel. Luister, wanneer jy daar is en almal van ons ken dit.
Nee, ek meen, ons is eintlik nou besig met ander goeders, jy moet ons nou bid. En nou sien iemand in ons geselskap wat voel, ons moet nou bid vir 'n sekere saak. Hoekom nou? Ons is nou besig met ander goed. Nikodemus, almal wat vol van die Gees is so. Hoe? Soos die Gees. Hoe's dit? Jy weet nie waar hulle vandaan kom nie. Jy weet nie waar jy op pad is nie. En elder sê Paulus, wanneer hy lering gee, hier is Jesus, wanneer Paulus daaroor lering gee, hy sê, daarom is die dinge van die Gees dwaasheid vir die vlees. Ons almal ken dit. Die dinge van die Gees is dwaasheid vir die vlees. Die Gees is soos die wind. Wanneer die Gees beweeg, weet mense wat nie die wind kan lees nie, wind aware is nie, weet hulle nie wat nou gebeur nie. Wat is dit nou weer? Wat is hierdie? Moet ons nou die Here se naam so groot maak? Moet ons nou bid en so meer? Jesus praat spesifiek daaroor. Nou, ons tweede essential volgens, soos ek reeds vir jou gesê het, en ek wil net my skerms hier dophou, is die eerste een was wind awareness, is reeds daardeur, die wind waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie waarvandaan hy kom, en waarheen hy gaan nie, en so is elkeen wat uit die Gees gebore is, mense wat nie uit die Gees gebore is nie, verstaan hulle nie. Goed, so is almal vir jou Nikodemus, want jy is nog nie uit die Gees gebore nie. Ons is volgende by essential 2. Ons tweede essential volgende is sail setting. Wanneer kandidate of studente opgelei word om seiljagte te vaar, is hierdie deel van die tweede universele reël, tweede belangrikste reël, wat kandidate wat seiljagte wil vaar, onder die knie moet kry. Die eerste is leer hoe die wind werk, en dit is 'n lang proses om te leer hoe die wind werk. Seilvader sal vir jou lank kan besig hou met die wind. Goed, die enigste faktor van buite af. Maar van die tweede essential af is ons binne in die boot, en ons gaan binne in die boot bly vir die volgende paar weke, en binne in die boot is 'n klomp gesprekke, en die eerste belangrikste tema binne in die boot is, wat jy vanoggend ontvang het, is die tweede spare. Volgende week gaan ons 'n toolbox vir almal gee. Goed, so, elkeen gaan 'n toolbox kry, want die boot spares raak nou baie. Goed, so, ek weet nie waar berry julle nie, ek kom agter, my Bybel raak nou vol van 'n klomp goeders, so ons het nou al 'n telltale, en ons het volgende seil, ons gaan volgende week gaan ons vir jou 'n span gee. Goed, is jy reg daarvoor? Ja, ons grap sommer, Mads Duisel bedien volgende week. Maar goed, jy het 'n seiltjie ontvang, en baie dankie vir die dames wat soveel moeite gemaak het om honderde van hierdie goedjies hierdie week aan mekaar te stik. Kom ons julle net 'n lekker hande klap, well done. Net so dat jy 'n reminder sal hê, lekker regte seilmateriaal, wat seile van gemaak word, en net 'n reminder vir jou. Ons gaan volgende bietjie gesels oor sail setting, en wat dit beteken om ons seile reg op te stel, wanneer Jesus praat oor die onsigbare krag van die Heilige Gees, hierdie onsigbare beweging, wat ek en jy moet lees sonder om dit te kan sien, bewus moet wees sonder om dit te sien, en kan kanaliseer in 'n voertuig in, soos in 'n seiljag. Dieselfde tema vir arende, nê, om die onsigbare beweging van lig te verstaan, en dit te kanaliseer in bewegingsenergie in. Wat 'n wonderlike belewenis. Moet ons verstaan hoe werk die seile. Nou hier's 'n paar goed wat jy sommer net na kan luister, jy kan dit opskryf as jy wil, maar hier is sommer net 'n bietjie agtergrond voor ons by ons skrifte uitkom. 'n Boot se seile is 'n engine, 'n versneller en remme, alles in een. Hierdie boot se seile is sy engine en sy petrolpedaal en sy rempedaal. So alles dieselfde ding. 'n boot het nie pedale wat jy trap nie. Goed, 'n seiljag se hele kragbron en beperkende faktore is alles in sy seile. Wat hom die vinnigste laat beweeg en die stadigste laat beweeg. Wat hom laat vorentoe gaan en wat hom kan terughou is sy seile. Sy seile kan hom soveel terughou soos wat dit hom kan laat vorentoe gaan. Goed, so dis alles binne in daardie seile. So die geheim is om die hele tyd te kyk en aan te pas. Kyk en aan te pas. Volgens die wind. Ons het reeds gesê wind awareness is 'n belangrike element, dis essential 1. Nou dat ek wind aware is die tweede kuns is om te kyk en aan te pas. Kyk en aan te pas. As 'n skrif wat sê, waak en bid. Waak en bid. Paulus sê dit, waak en bid. Wat beteken dit om te waak en te bid? Om te waak beteken nie om uit te kyk vir die vyand nie. Dis nie 'n bang waak nie, dis 'n awareness. Waak, kyk wat gebeur, soos die wagte op 'n muur, kyk wat gebeur, waak, maar dis nie 'n bang nie. Goed, daardie hele prentjie is eintlik nie 'n bang vir die vyand nie, dis eintlik 'n koms van goeie nuus.
Dis waarvoor dit dikwels profeties gebruik word. Is die wagters op die muur sal sê, en hier is 'n interessante ding gewees, in 'n lang tyd van Israel se geskiedenis, was die wagters op die muur daar gewees om te sê dit word dag. So die wagters was die wekkers gewees vir die stad. En ek sê heeltemal seker hoe dit gebeur nie, maar ek kan myself net indink, as hulle die wekkers was, die wagters, is wanneer die wagte op die muur gesien het, die dag breek, het hulle geweet, hulle skof is klaar vir die nag, dit word veiliger, en daar was teen een of ander basuin gewees wat geblaas het, en vir mense gesê het, tyd om op te staan. Die stad het ontwaak, en die stad het die stad oorleef. Goed, mense het baie elementêr geleef in daardie tyd, en dis die groot faktore gewees. Om te waak en te bid beteken om uit te kyk vir hoop. Om te waak en te bid is soos om te kyk en te aan te pas. Nee, is om te check en te adjust. Dis wat ons oor wil gesels. En dan weet ons ook dat die telltales is daar, ons het reeds daaroor gepraat, maar vanoggend gaan ons weer daaroor praat, en ons moet seker maak dat dit al twee kante dieselfde reageer, teen die wind en uit die wind, sal ons naby uitkom, maar hier is twee nuwe interessante stellings wat ek vanoggend net wil maak om jy by my te hou oor hierdie bote hier op die verhoog. Wanneer jy in die no-go zone inseil, daar's 'n no-go zone. Goed, in Afrikaans klink dit so, daar's 'n geen toegang sone in seilvaart. Nou jy kan vir jouself dink, waar is dit? Waar is die no-go zone as jy wil seil? Dis maklik, dis reg in die winde. Goed, so jy kan uit die aard van die saak nie loodreg binne in die wind invaar nie, reg in die wind invaar nie. Jy kan gaan waar die wind vandaan kom, definitief. En dis eintlik die ultimate uitdaging van seilvaart, is om in die rigting van die wind te gaan, maar nooit teen die wind nie. Nooit teen die wind nie. Teen die wind is no-go. Dit maak ook sin vir wat ons weet van die Heilige Gees. Teen die wind, no-go zone. En seilvaart is 'n no-go zone reg teen die wind. Wanneer jy in die no-go zone inseil, sal die telltales aan die kant van jou seil weerskante begin wapper. Goed, weerskante. As jy teen die gees begin beweeg in jou lewe, sal dit in jou geestelike lewe en in jou persoonlike lewe onmiddellik wys. Goed, so ons het gesê hierdie twee goed moet saam in die wind wees. Maar wanneer ek kom ons veronderstel die wind kom reg van voor soos ek nou staan, kom die rug van voor af. Wanneer ek per ongeluk die neus van my boot reg in die wind inswaai, of my seile aanpas reg in die wind in, sal hierdie telltales weerskante begin wapper. Gaan nie die plat lê nie, want dis 'n positiewe teken. As dit reg in die wind is, gaan dit weerskante begin wapper, en dis 'n teken wat ek van moet kennis neem om vanoggend se woord te verstaan. En wanneer jy te ver uit die wind uitvaar, sal die buitenkantste telltale begin wapper. So wanneer jy te ver uit die wind uitgaan, ek is nie meer in die wind nie, ek het die wind gemis. Dit beteken dat ek dalk loodreg begin omdraai het, en ek vaar uit die wind uit. Ek is nie meer saam met die wind nie, die wind maak nie meer saak nie. Goed, sal die binnekantste telltale begin wapper. En dis nie so belangrik wat dit is nie, maar ek wil hê jy moet verstaan hoe ons hierdie konsepte net gebruik om te verstaan. Ons werk met wind. Ons werk hier met 'n current of air, breath, of 'n breeze, of die gees van die Here, die ruach van God, wat ons bestudeer. Johannes 3 vers 8 het ons reeds gelees, sê, waar die wind waai, of die wind waai wil, en jy hoor sy geluid. Ek wil volgens met jou gesels oor drie tekens in jou lewe, wat jy kan monitor en kan lees vir die res van jou lewe, 3 tekens dat jy jou seile reg opstel. Onthou, die wind het ons geleer lees 2 weke gelede, maar dit gaan luister om dit te verstaan. Wat moet ek van die wind weet? Maar vandag is ons binne in die boot. Ons is vandag binne in hierdie seiljag. Ons is op die dek. En die wind waai reg. Dis 'n pragtige winderige dag vir seilvaarders. Goed, ek praat nie van die buite in Bloemfontein nie. Ek praat van in die gees. In die gees, die wind waai. Want die woord van die Here sê die wind waai. Jy weet net nie waarvandaan waarheen nie. So in die gees waai die wind van die dag wat die gees uitgestort is in Handelinge. Waai die wind. Die wind is reg. Die wind waai die hele tyd. Die wind staan nie stil nie. Die wind is besig om God se wil te vervul op aarde, en ek en jy kan of kan nie deel wees daarvan nie. Ons mag, maar ons wil nie altyd nie. Ons is genooi, maar ons reageer nie altyd nie. Maar die wind waai en die gees is besig om God se wil te doen met jou of sonder jou. Die wonderlike uitnodiging is dat dit kan met ons wees. Ons wil deelneem. So 3 tekens dat jy jou seile reg span. Nou kyk volgende na hierdie boetjie wat hier voor staan, en iemand gaan moet werk hier aan die week.
sy seile lyk nie vir my reg nie. Julle kan dit sien, hè. Goed, so daar's nie wind in die seile nie. Miskien is dit nou met die deure nie oop is nie, maar hierdie een lyk meer of hy wind kry. Goed, so hier is 'n baie mooi model en die seile behoort so te lyk wanneer daar wind is, want daar is wind in hierdie scenario waar die Heilige Gees uitgestort is. Die eerste teken dat jy jou seile reg lees is jy kan jou stuur los. Die eerste teken dat jou seile reg opgestel is. Goed, is jy kan die seiljag se stuur los. In groot seiljagte 'n stuur, in kleiner seiljagte die roer. Goed, die rudder. So in 'n kleiner seiljag, soos hier op my linkerkant, het jy nie 'n stuur nie, jy het dood eenvoudig 'n roer, die agterste persoon of die persoon wat die vaartuig seil, sal sy hand op daardie roer op jou heel regterkant hê, steek hy uit bo op die boot. En dit is hoe jy die neus, die rigting bepaal waarheen hierdie boot gaan. So die stuur of die roer bepaal waarheen stuur ons. Where are we heading? Wat is die rigting waarheen ons gaan? Goed, so dit bepaal my rigting is reg. En is die lekker ding om te weet wanneer jy kan seilvaart. In 'n seilvaart soos hierdie sal daar 'n stuur wil wees, 'n groter model. En dit beteken dat ek kan, wanneer die seile reg is en die seile reg opgestel is, die stuur los. Nou wat dit in die eerste plek beteken is dat die boot gaan nie omkeer nie. Die boot gaan ook nie omval nie. Die boot gaan ook nie 'n skielike onverwagse draai maak en almal vol oorboord nie. Gaan dit nie doen nie. As my seile reg opgestel is almal op die dek veilig wanneer ek die stuur los. En dit beteken 'n paar goed vir ons geestelike lewens. En dit beteken dat wanneer my seile reg opgestel is, onthou nou die seile is my engine. Goed, die seile is in die boot. Die Heilige Gees is die wind. Wat is die seile? Die seile is die engine en die petrolpedaal en die remme van die boot, maar die seile is myne. Alles op hierdie boot is my wêreld. Dis my wêreld. Ek is verantwoordelik vir alles binne in die boot. God is verantwoordelik vir die wind. Obviously. Goed, die seilvaarder is verantwoordelik vir alles binne in die boot, maar as daar nie wind die dag op die dam is nie, dan gaan ons huis toe. Maar God is getrou, hy stuur sy gees. So God sê, my gees waai. Johannes 3 vers 8, my gees waai. Die tyd het gekom waarin my gees waai, en my gees waai konstant. En my gees waai perfek. My gees is besig om my wil te vervul. Nikodemus, jy weet dit nie, want jy lees nie die wind nie. Met ander woorde, die eksterne faktore is nie ons probleem nie. Ons is bewus dat die wind waai. Maar alles binne in die boot is in my hande, en is my verantwoordelikheid, en is my deelname. Dis my geestelike lewe. Goed, so die seile het 'n betekenis in hierdie metafoor, en wanneer die seile reg gespan is, reg opgestel is, en jy gaan nou oor wat is hierdie seile, wanneer die seile reg opgespan is, kan jy die stuur los, en wat beteken dit om die stuur te los? Minimum beheer. Ek hoef nie meer te beheer nie. Jy sien, waar ons onseker is oor die Heilige Gees, moet ons goed beheer, en wil ons goed beheer. Wanneer ons nie weet om die Gees te lees nie, wil ek en jy die uitkomste van ons lewens beheer. Ons wil dit stuur. Ons wil ons hand daarop hou, en ons sal toelaat maar net soveel. En ons sal deelneem maar net soveel. En ons sal bepaal wat is goed genoeg. En ons sal bepaal wanneer en wanneer nie. Maar wanneer my seile reg opgespan is, kan ek minimum beheer, en hoef ek minimum beheer toe te pas. Waar die Heilige Gees werk, hier is die stelling wat ek wil maak, waar die Heilige Gees werk, nommer 1, gebeur God se wil, sonder dat mense dit beheer of manipuleer. Is dit nie bevrydend nie? Waar die Gees van God toegelaat word, om te doen wat net die Gees van God kan doen, gebeur God se wil, sonder beheer en manipulasie. Dis die vryheid van die Gees. Dis die gesondheid van die Geeswêreld. Is waar God se Gees toegelaat word om te waai, gebeur sy wil, sonder dat ek dit beheer, mits my seile reg opgestel is. My seile moet reg opgestel wees, want die wind kan waai en ek kan stil staan. So die wind kan waai, en ek kan nergens heen beweeg nie. Maar waar God se Gees beweeg, en ek weet wat om daarmee te maak, sal God se wil onomwonde gebeur in my lewe. Kom ons lees saam wat staan in Petrus, 2 Petrus 1 vanaf vers 19 tot 21. 2 Petrus 1 vers 19 tot 21.
is toevallig dieselfde hoofstuk wat ek nou net uitgekwoteer het sonder dat op my notas was, waarin Petrus sê, net voor hierdie verse, want Petrus sê, toe Jesus uit die doopwater kom, het die stem uit die luisterryke hemel gespreek, en eer en heerlikheid was by sy lewe bygevoeg. Is net in die verse voor dit. Nou vanaf vers 19 lees ons die volgende, en ons het die profetiese woord wat baie vas is. Wat is 'n profetiese woord? Profetiese woord is deel van die gawes van die Gees. Goed, dis die werking van die Gees. Ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Wat staan daar waarop julle tog moet ag gee? Wind awareness. Ons het hierdie Heilige Gees gawe van profesie in ons midde, waarvan julle baie bewus moet wees. Wind aware. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. Baie belangrik. Wanneer die Gees van God werk en ons seile reg opgestel is, sal God se wil gebeur sonder menslike beheer. Dis nie deur die wil van 'n man voortgebring nie. Hier skryf Paulus of Petrus oor die profetiese. Petrus sê, sover dit die profetiese aangaan, gebeur God se wil sonder dat 'n mens dit manipuleer. Sonder dat 'n mens dit hoef te belemmer en sonder dat 'n mens dit hoef aan te vuur. Ons het nie nodig om onsself opgewonde te kry nie. Ons het nie nodig om onsself in hierdie goed te kry nie. Wanneer ons seile reg gespan is, wanneer ons seile sin maak, gebeur God se wil op ons boot, op ons dek, binne in ons lewens. Goed. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrewe, is dit nie mooi nie? Deur die Heilige Gees gedrewe, het die heilige mense van God gespreek. Kom ek verduidelik vir nog op 'n boot. Deur die Heilige Gees gedrewe, het mense God se wil vervul met hulle lewens. Is nie geforseer gewees nie. Die Heilige Gees is daar, en as die seile weet wat om te doen met die wind, sal hierdie voertuig God se bestemming bereik. Die Gees gaan dit doen. So wat is die seile? Wat moet ek verantwoordelik wees vir in my lewe? Ek gaan nou vir jou sê, ek wil jou net so 'n bietjie aan 'n lyntjie hou oor dit, of aan 'n seiltjie hou oor dit. Luister net wat sê 2 Petrus 1 vers 21 in 'n Engelse vertaling. For no prophecy ever originated because some man willed it, to do it. It never came by human impulse, but men spoke from God, who were borne along. Is dit nie 'n mooi Engelse woord nie? Men spoke from God, who were borne along, dit beteken moved and impelled by the Holy Spirit. Dis hoe dit werk. Wanneer ek en jy spreek, wanneer ons deelneem, wanneer ons sê wat ons moet sê, volgens die woord van God, soos in profesie, is dit omdat ons deelneem, but we are moved and impelled by the Holy Spirit. Moved and impelled by the Holy Spirit. Goed, en terwyl jy wonder wat is hierdie twee seile, kom ons sê net eers wat gebeur wanneer ons seile reg opgestel is. Die tweede teken dat jy jou seile reg opstel, met ander woorde dat jou verantwoordelikheid, nou dat die Gees in jou lewe is, wie van julle is wedergebore? Kom ons vier dit net bietjie. Wedergebore. Ek het my lewe vir die Here gegee, ek het hom gevolg deur die doopwater en ek het sy Gees. Ons is wedergebore. Dis ons getuienis. Goed. Nou dat die Gees waai in my lewe, is die tweede teken dat ek my verantwoordelikheid bring, is dat my boot bereik maksimum spoed. My lewe kom op dreef. Dis 'n teken dat my seile reg opgestel is. My lewe is besig om op dreef te kom. My lewe beweeg na die regte plek toe. En hier is dit, en ek het dit sommer nou vir jou gegee. Wat is hierdie twee seile? Die voorste seil vang die wind, en die agterste seil is ontwikkel om hierdie wind te ontvang van die voorste seil af. So wat gebeur, miskien kan ek van die ander kant of jy verduidelik as jy in my regterkant sit. Die voorste seil is gemaak om die wind te soek en te vind, en gooi dit agterdeur binne in die tweede seil, wat die dryfkrag veroorsaak. So, luister mooi, Jesus sê, moenie net my woorde hoor nie, doen dit. Moenie net my wind soek nie, ontvang dit.
Moenie net bewus wees nie, werk daarmee. Hoor en doen. Hoor en doen. Dis een van Jesus se primêre boodskappe vir wedergebore gelowiges. Hoor en doen. Nou dat jy gehoor het, moenie stagnant raak nie, doen dit ook. Goed, wanneer die voorste seil hoor die wind kry, gooi hy dit in die agterste seile in en hy doen dit. En in seilvaartterme is die seil wat dit doen, is die groot seil. Die rede hoekom hy groter is omdat hy die energie moet verplaas in die voertuig in. Dis hoekom hy altyd hoor is. Die agterste seil, dis ook geweet het ons bootjie staan verkeerd om vanoggend. Die agterste seil is die hoorseil. Jy sal dit hier ook sien. Hoekom is die agterste seil die hoorseil? Goed, want hier is die probleem. Die groter probleem en die groter werk en die groter energie in ons lewens wat dikwels nie gebeur nie, is nie die hoor nie, as jy doen. Wat vat meer van ons? Die doen. Die doen moet groter wees. So die voorste seil soek die wind, so daar gepraat word. Die voorste seil soek die wind en wanneer die voorste seil die wind vind, gooi hy dit in die agterste seil en die agterste seil is groot genoeg en sterk genoeg en lank genoeg en beter geheg op die mas. Kan ek vir jou iets wys op hierdie modelletjie? Kan jy sien dat die agterste seil is beter geheg op die mas as hierdie seil? Sien jy hierdie seil is oop hier? Op die mas? Hierdie hele seil is geheg op die mas. Waarom? Want die doen is dikwels die rede waarom die Heilige Gees nie sigbaar raak in mense se lewens nie. Jy sien, dis die doen van wat ek gehoor het, wat die energie gaan kanaliseer en momentum gaan skep op my voertuig. Dis dikwels nie net die hoor nie. Die hoor bring vrymaking, die hoor bring insig, die hoor skep geloof, maar geloof sonder werke is dood. Die hoor beweeg die voorste seil en die hoor is sigbaar en die hoor is wonderlik en die rema is wonderlik om te beleef. Die beweging kom wanneer dit gebeur in die agterste seil en die doen. Dis wanneer beweging in my lewe begin gebeur. En wanneer hoor en doen belydenis in my lewe, sal my boot maksimum spoed bereik. Dit beteken weer eens die volgende waarheid. Die teenwoordigheid van en ervarings in die gees moet altyd gekanaliseer word na aksie toe. Hoor en doen. Wanneer mense bewus word van die Heilige Gees en teenwoordigheid, behoort die vraag altyd te wees om wat te bereik, om waarheen te gaan. En mag dit ons vraag raak elke Sondag wanneer ons verleding hier is. Want ons voorste seile reageer op die wind, maar ons hoofseile veroorsaak die beweging. Goed, die beweging is op die boot maksimum spoed gebeur wanneer die hoofseil wind ontvang van die voorste seil af. Wanneer doen gebeur uit hoor uit. Dis wanneer beweging gebeur. Hoor en doen, twee seile. Daardie twee seile werk saam. Voorste seil hoor, agterste seil doen. Voorste seil soek, die agterste seil luister. So dit in ons lewens moet gebeur. Wat is 'n teken dat my seile reg gespan is? Ek hoor en doen. En hoe sê jy weet jy hoor en doen reg? Daar's spoed in my geestelike lewe. En wat is spoed in my geestelike lewe? Nou, spoed is die teenoorgestelde van stagnasie, is redelik maklik, nee, dis standaard 6 wetenskap. Goed, so spoed is die teenoorgestelde van stagnasie. Spoed beteken daar's nie stagnasie nie. Stagnasie beteken daar's nie spoed nie. Om stil te staan is die teenoorgestelde van vinnig vorentoe gaan. Dis wat spoed en stagnasie beteken. My geestelike lewe moet beweging hê. My geestelike lewe moet vorentoe gaan. Stagnasie beteken ek is nog op presies dieselfde plek as 20 jaar terug. Maar ek is in 'n kerk en ek hoor wonderlike goed en ek ervaar sekere goed en my voorseil het die wind gevang. Maar my voorseil is nie reg belyn met my agterste seil nie, my doenseil, my drukseil, my motor ontvang nie die energie nie. Ek doen nog nie wat ek hoor nie. Ek pas nog nie toe wat ek veronderstel is om toe te pas in my lewe nie. Goed, so wat ons by wil uitkom is om te doen wat die Gees van die Here vir ons sê. Wanneer die beweging van die Gees met gehoorsaamheid saamgaan, gebeur God se wil in rekordtye in mense se lewens. Dis moeite werd om dit te onthou. As jy iets onthou uit volgende se boodskap uit. Wanneer God se Gees beide my seile vang. Wanneer my seile reg opgestel is, wanneer die Gees se woord 'n aksie word in my lewe, wanneer hoor en doen realiseer in my lewe, begin mense se lewens, begin God se wil in mense se lewens teen rekordtye gebeur.
Waarom het ek hierdie woord beleef 20 jaar terug en nog niks daarvan gesien nie? Waarom het ek 20 jaar terug beleef die Here praat met my oor iets en daar's nie beweging nie? Ons wil dikwels sê, die Here het dit nog nie gedoen nie. Of die Christenese klink so, dis nog nie God se tyd nie. Nou ek wil vir jou vra, wanneer jy op so 'n seiljag sit, en die seilvaarder het gesê, ons gaan nou hier 'n sekere lyn vaar oor die dam, en 20 jaar later sit ons nog steeds op daardie boot, en die koeldrank is opgedrink, en daar is nie meer kos oor nie, en ons almal lyk anders, en ons is verskroei in die son, dan sê ons vir mekaar, die seilvaarder se tyd is nog nie reg nie. Dis nog nie die ideale tyd vir die seilvaarder nie. Kom ons kyk wat gebeur in die volgende 20 jaar. En dit klink heilig. Ek het voorheen al gesê, ek glo nie dat God deur openbaringskennis sy kinders frustreer met inligting wat nie realiseer nie. Ek glo nie dat God se gees sy kinders met openbaringskennis frustreer wat nie realiseer nie. Want dit is uiters frustrerend. Dis nie die plan gewees nie. En as God se wil jou begin frustreer, moet jy verstaan, daar's binne in die boot iets fout, nie buite nie. Die wind waai, laat dit klap. Die hele tyd nog. Dis nie die wind wat die probleem is, dit is jou voertuig wat die probleem is. Jou seile moet gespan word vir beweging. Wanneer my seile reg gespan is en hoër word doen, dan gebeur God se wil in lewens in rekordtye. Wanneer die teenwoordigheid van die Gees gevier word, maar die werk van die Gees nie, is daar weinig verandering in lewens. En dis die probleem van, mag ek dit sê, want ek het 3 weke gelede die vergelyking op die Bybel of op die skerms vir jou gewys, tussen charismatiese denke en tradisionele denke, wanneer dit by die Gees kom, die charismatiese ouens beskuldig die tradisionele ouens, konservatiewe ouens en sê julle is dood, die konservatiewe ouens beskuldig die charismatiese ouens en sê julle is gevaarlik. Byvoorbeeld, nee. Goed, ons moet verstaan, die Gees van die Here wil iets regkry in ons lewens. En die Gees van God wil nie ons moet stagneer in ons lewens nie. Maar wanneer die teenwoordigheid van die Gees gevier word, wat heeltyd gebeur in charismatiese omgewings, in vernuwingsomgewings, in Pinksteromgewings. Hierdie is vir ons baie bekend. Wanneer die teenwoordigheid van die Gees gevier word, die Gees van die Here is vanoggend hier. Of die Gees van die Here is vanoggend in die kerk. Of jy kan vanoggend beleef het die Gees van die Here is hier. Wanneer die Gees se teenwoordigheid gevier word, maar nie die werk van die Gees na die tyd nie, is daar weinig min verandering in lewens. Dit alleen is nie 'n teken dat jou seile reg gespan is nie. Al twee seile moet saamwerk. Die een beleef, die Here is hier, en die ander een sê, kom ons gaan iewers heen. Dis wat dit beteken. Die Here het vanoggend 'n openbaringswoord gegee, en die tweede seil sê, waarvoor? Dis waar beweging gebeur. Beweging gebeur nie slegs wanneer ons sê, wow nie. Beweging gebeur wanneer die wow 'n manifestasie word van lewensverandering en belydening met God se wil. Ons gaan net die skrif lees en dan maak ons klaar. 1 Tessalonisense 1 vers 5 sê, want ons evangelie tot julle het nie gekom in woord alleen nie. Hier is hy. Hier is hy, op die voorseil. Kyk hier na die modelletjie. Ons evangelie het nie gekom in woord alleen nie, maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. Wat gebeur het was nie net woorde nie, wat gebeur het was woord en krag. Ek sluit af en ons is terug by die telltales. Jy weet nou waarvoor jou seiltjie is in jou Bybel onthou. Jy moet jou seile reg span, daar's 2. Ons was eintlik vir almal 2 gegee het. Goed. Maar die dames het hard gewerk. Jy het 'n seil om te remind, daar's 2. Terug by die telltales van laasweek en ek sluit af met hierdie gedagte. Nog 'n gedagte of 'n reminder aan die telltales wat jy reeds het. Die telltales lyk weerskante van die seil dieselfde. 'n Teken dat jou seile reg gespan is die telltales beweeg saam. Goed, dit het ons reeds gesê. Wat beteken dit? Wanneer telltales saam beweeg, beteken dit, en jy kan hierdie byskryf by 2 weke terug se boodskap ook. Verlede week het De Villiers 'n fantastiese boodskap gebring wat daarbey gepas het om jou verder te leer. Goed, en wanneer die 2 telltales saam beweeg, beteken dit my hele lewe. My hele lewe. Nie net een deel van my lewe nie. Nie net my kerklewe nie. Nie net my Sondaglewe nie. My hele lewe is geesvervuld.
Wanneer jou hele lewe geesvervuld word, wanneer jy die vrymoedigheid begin kweek, en ek praat met paas en maas met huisgesinne, wanneer 'n pa en 'n ma in 'n huisgesin leer om wat hulle vanoggend beleef het in die kerk by die huis te begin doen, begin hierdie dingetjie rustigheid kry en begin hy daar lê. Maar totdat jy by die kerk wonderlike goed beleef en die gees van die Here beleef, en sê ons is in 'n wonderlike kerk en ons hoor wonderlike woord en vanoggend se nagmaal was fantasties en wat vanoggend gesê was fantasties. En dit het nie by die huis gebeur nie, is die moeilikheid. En jou boot is besig om al stadiger te beweeg. Jy is besig om jou kinders se vertroue in godsdienst te verloor. Jy is besig om gemeenskap se oortuigings van jou geloofsbeginsels te verloor. Hierdie ding moet in die privaat lewe in plek kom. En dit gebeur wanneer 'n pa en 'n ma vir hulle kinders sê, ons het nog nie oor gebid nie. Kom ons bid hieroor. Ons het nog nie die Here vertrou vir hierdie jaar se akademiese rekords nie. Het ons? Kom ons vertrou die Here. Ons het nog nie die beloftes van die Here wat laas jaar vervul was saam gevier nie, want die Here het ons gehelp laas jaar. Begin jou privaat lewe laat lyk soos jou kerklewe en dit sal 'n teken word in jou lewe dat jou voertuig teen volspoed op pad is na God se bestemming met jou lewe. Amen. Kom ons maak oop. Vader, dankie vir die Gees. Dankie dat die Gees in hierdie tye volspoed waai. Here, dankie dat U die wêreld en die skepping en U wil en U krag so opgestel het dat ons in hierdie tye, na Handelinge 1 en 2, beleef dat die Gees van God spoed gevang het en op pad is na die eindtye, op pad is na die wederkoms, op pad is na die wil van die Here, op pad is na ewige lewe saam met Jesus Christus. En dis al wat voor lê. Ons leef in hierdie lewe in 'n tyd, Here, wat ons opleiding moet kry om ons seile reg te stel. Waar hoor en doen dieselfde ding word. Waar dan nie 'n onderskeid kom met dualisme tussen wat ek in die kerk gehoor het en hoe my wêreld maandag tot Vrydag lyk nie. Here, waar daar 'n belyning kom in koninkrykslewens, nie kerklewe en werklewe nie. Nie kerklewe en huislewe nie. 'n Koninkrykslewe, 'n geesvervulde lewe. Ek bid in die naam van die Here, Vader, dat die geeswerk van die Here wat aanvoelbaar is in die kerk, so sterk sal beweging bring in die huis, in my huwelik, in my slaapkamer, in my finansiële beplanning, in my toekomsplanne, in my ambisies, in my werkslewe, in die winste wat ek aanteken, en ook my bekommernisse, en my uitdagings, en my hartseer, en my verliese hanteer. Here, bring ons in lyn met die Gees van die Here. Leer ons om ons hoor en doen seile reg te stel, sodat beide momentum sal skep, beweging sal skep, en die vervulling van die Here se wil in my lewe sal teweegbring. In die naam van Jesus. Amen.